Ons lees vandag saam uit Lukas 15. En dit is 3 gelykenisse wat Jesus vertel, waarvan ons nou net 2 gaan lees. Lukas 15 vers 1 tot 10. Die van julle wat wil saam blaai. Kom ons lees saam. Dis ook vanoggend hierdie die leesrooster teks vir die week. Al die tollenaars en die sondaars het dikwels nader gekom om na hom te luister. Die fariseërs en die skrifkenners het onder mekaar gemor. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe het hy vir hulle hierdie gelykenis vertel. Wie van julle wat 100 skape het en hy verloor een van hulle, laat nie die 99 in die woestyn agter en gaan agter die verlore een aan totdat hy hom kry nie. En as hy hom gekry het, tel hy hom op met blydskap op sy skouers en gaan huis toe en roep sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat verlore was weer gekry. En ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer het, eerder as oor die 99 regverdiges wat nie nodig het om tot bekering te kom nie. Die tweede gelykenis. Of watter vrou wat 10 dragmes het en 1 dragme verloor, steek nie 'n lamp op, vee die huis uit en soek deeglik totdat sy dit kry nie. En as sy dit gekry het, roep sy haar vriendinne en bure en sê, wees saam met my bly, omdat ek die dragme wat ek verloor het weer gekry het. So sê ek vir julle, daar is daar blydskap onder God se engele oor een sondaar wat hom bekeer. Net tot sover. Ek wil hê julle moet vir 'n oomblik dink. Wie van julle het al iets verloor? Maar ek praat nou nie hier van 'n pen of 'n sokkie wat die wasmasjien ingesluk het nie. Ek praat hier van daai bos sleutels wat altyd weg is wanneer jy haastig is en moet by die huis al uit moes gewees het. Of as jy jou beursie verloor het met al jou kaarte en ID's in, of 'n ring. Dalk vrouens, as jy dalk gesien het jou trouring het jy misplaas. Of selfs jou selfoon. Dit voel of die wêreld op daardie oomblik tot stilstand kom. Jy kan aan niks anders dink nie, jy begin alles deursoek. Die huis, die kar, die sakke wat jy nou al eintlik 10 keer oopgemaak het. Jy gaan terug op jou stappe, jy lig kussings op, jy gaan kyk onder die sitplekke in die kar, jy bel mense, hoorie ek was vandag by jou, lê hierdie ding nie dalk daar nie. Jou hele fokus raak hierdie soektog. Met wie het dit al gebeur? Definitief met my. Ja, ek kan, hier's 'n paar hande en knikke. Maar dan, die oomblik wat jy uiteindelik dit weer kry, die verligting, die blydskap, hierdie amper onverklaarbare gevoel van ek het dit terug, en daardie gevoel is soms groter as die waarde van die ding self, want, kom ons wees eerlik, 'n foon kan weer vervang word, 'n beursie kan weer kaarte inkry. Maar hierdie gevoel van iets terugkry, wat jy dink verlore was, dis iets besonders. En dit is eintlik wat hier aan die gebeur is, hier in Lukas 15. Die vreugde van iets wat verlore was en weer gevind word. Nou Jesus gebruik beelde wat vir hierdie mense in hulle wêreld natuurlik bekend was, so die verlore skaap, die muntstuk wat verlore is. En hy gebruik hierdie gelykenis om eintlik werklik iets van God se hart oor te dra, die diepte waarheid van God se hart. En hierdie vreugde wat die mense ervaar, of eintlik dan nou wat God ervaar, gaan nie oor besittings nie, maar dit gaan hier oor mense, dit gaan oor God se hart, wat verlore is vir die wat afgeskryf is, wat aan die rand sit, die verlore mense.
So hierdie teks begin interessant. Dit begin deur die fariseërs en die skrifkenners wat onder mekaar gemor, sê die teks. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Juis op grond van hierdie gemor, hierdie ontevredenheid, reageer Jesus met hierdie stories. En hy vertel, soos ek gesê, 3, die derde een ken ons eintlik goed, die verlore skaap, die verlore muntstuk en die verlore seun. Ons ken daai verhaal. En daar word vermoed dat hierdie 3 stories een van die helderste sketse in die Bybel is van wie God is. Hoe sy hart klop. En ek dink hierdie 3 stories kom sê vanoggend vir ons iets radikaals. God los nie mense agter nie. God hou nie op soek nie. God hou nie op feesvier as iemand teruggevind word nie. So ek wil vanoggend by elke een van hierdie gelykenisse stil staan en my hoop is dat daar vanoggend dalk 'n dieper verstaan van hierdie gelykenis by jou sal tuiskom. Die eerste een is natuurlik nou die skaap. Nou, vir die van julle wat min weet van skaapboerdery, mag dit dalk baie ver vergelyking wees, maar onthou, Jesus gebruik weer eens beelde wat vir hulle bekend was. Nou, 'n skaap was gesien, en hierdie mense in daardie tyd het dit verstaan. 'n Skaap was gesien as eintlik maar 'n hulpelose dier. Skape is nie slim diere nie. Hulle is nie soos katte of honde dat as hulle wegraak weer op hulle eie tuis kan kom nie. So as 'n skaap wegraak, is 'n skaap weerloos. So Jesus stel dan die vraag, as een van julle 100 skape het en een raak weg, sal hy nie die 99 in die veld los en agter die een gaan totdat hy hom kry nie. Nou kom ons wees eerlik, hierdie logika klink eintlik so bietjie onverantwoordelik. Want 1 uit 100, dit klink nie na 'n slegte syfer nie, want lewe gebeur mos maar nou. Mense raak weg, party bly oor. So hier kan dalk 'n gevoel wees van dis jammer oor daai 1, maar 99 uit 100 klinkie sleg nie. Maar vir hierdie herder was dit nie genoeg nie. Hy kon nie vrede maak met die verlies van hierdie een nie. Hy los die 99 in die oop veld en hy gaan soek. Hy vat daai risiko, hy doen die moeite en hy hou aan totdat hy dit kry. En die punt is nie hier hoeveel skape die boer oor het nie, of die herder oor het nie. Dis hoeveel daai een vir hom beteken het. En daarin lê vir my die hart van die evangelie. God kyk nie na mense en sê, 99 uit 100 is nie sleg nie. Hy kyk na die een wat afgedwaal het, na die een wat verdwaal het, na die een wat nie terugkom nie. En dan lees ons dit in die teks, eintlik vir my so mooi hierdie beeld waar hierdie herder die skaap kry en met soveel trots en blydskap die skaap op sy skouers gooi en terugstap huis toe. En hy bel almal en sê, kom vier saam met my die feit dat ek my skaap gekry het. Dit is nie nou moet ek nog hierdie stupid skaap dra ook of hom gaan soek nie. Dis pure vreugde. Dis vreugde. En hierdie gelykenis vertel Jesus om vir ons iets uit te beeld van God se hart. Hy sien die nood van die een wat verlore is. Hy sien mense wat nie self die pad kan vind nie, wat nie die krag het nie, wat in hulle eie dwaalweë vasgevang is. En hy gee nie moed op nie. Hy los alles en hy gaan haal hulle. Hy bring hulle huis toe. So dis die eerste gelykenis. Die tweede gelykenis klink eenvoudig. Dis 'n muntstuk wat verlore is. Ons worry nie oor daai paar sente, die breinsente in ons beursie, of as dit nou moet wegraak, weet jy,
dan is dit nou nie die einde van die wêreld nie. Maar hier is dit iets anders. Die vrou verloor 1 muntstuk. Sy steek 'n lamp op, sy veer haar hele huis uit, totdat sy hom kry. Nou, hoekom die ophef oor hierdie 1 muntstuk? Soos ek sê, vir ons sou dit die saak gemaak het nie. Maar daar word vermoed dat hierdie 10 muntstukke deel is van haar bruidskat. So met ander woorde, in vandag se tyd, dis soos basies haar trouring. As sy haar trouring sou verloor het, sou sy gevoel het, sy verloor iets van haarself, haar identiteit, iets wat regtig kosbaar vir haar is, iets wat getuig van 'n lewe. So julle hoor haar paniek toe 1 muntstuk wegraak. Maar hier sien ons nou weer 'n ander perspektief as met die verlore skaap. Want die eerste gelykenis het vir ons eintlik die nood van die skaap uitgelig. Die skaap weet nie hy's verlore, of weet hy's verlore, maar hy moet self terugkom. Daar's 'n paniekerigheid daaroor. Maar hierdie gelykenis oor die vrou dra eintlik die nood van die eienaar oor. Ek het my muntstuk verloor, ek het iets waardevol verloor. Die paniekerigheid daar agter. Want 'n muntstuk weet nie eers hy's weg nie. So die enigste persoon wat die verlies ervaar is hierdie vrou, is hierdie eienaar van hierdie muntstuk. So julle hoor weer eens hier, kom wys dit vir ons iets van God se hart. God soek nie, God se soeke is nie gedryf net oor ons in nood is nie, maar dit is ook hoe sy eie hart klop. God kan eenvoudig nie vrede maak met die verlies nie. Sy soeke is nie gedryf deur ons nood nie, maar deur die nood in sy eie hart. Die behoefte in sy eie hart. Hy voel die verlies van elke een wat weg is, en daarom soek hy. Nie omdat ons dit nodig het nie, maar omdat hy dit nodig het. Omdat hy nie mense kan laat gaan nie. En weer eens eindig hierdie verhaal met vreugde. Sy vind hierdie muntstuk en sy bel al haar vriende, haar bure, kom vier saam met my fees, ek het gevind wat verlore is. Ok, nou by die laaste gelykenis, en dit is waar dit nou begin, ek wil sê interessant raak, of belangrik raak. Die gelykenis wat ons nou nie gelees het nie, ons ken die verlore seun wat gegaan het, sy erfdeel gevat het, en later het hy, kom, hy kan nou nie meer verder nie, hy het in al wat verkeerde goed is, deel geraak, en hy besluit toe, hy gaan terug huis toe, al het hy nou sy hele familie allemaal afgeskryf, hy gaan terug. Kom by die huis, en sy pa ontvang hom met open arms. Maar sy ouer broer staan by die deur, kyk hoe allemaal fees vier oor sy broer wat terug is. En hy gaan nie in en vier van fees nie. So dit is in kort die gelykenis. En hierdie gelykenis bring eintlik die verlore skaap en die verlore seun, verlore muntstuk by mekaar. Want aan die een kant ervaar ons hierdie jong seun, net soos hierdie verlore skaap, wat sy eie nood raak sien, sy eie verlatenheid, en hy het hulp nodig, hy kom nie self reg nie. Maar aan die ander kant sien ons die vader, net soos die vrou wat 'n muntstuk verloor het. Hy kan nie eenvoudig nie vrede maak nie, hy wag en hy kyk, en daar kom sy seun en hy ontmoet hom met oop arms. So ons kry hier albei kante van God se hart. Hy sien ons nood, maar hy voel ook self die pyn. Maar die slot wat belangrik is hier, is dat hierdie gelykenis van die verlore seun eintlik vir ons 'n waarskuwing is. Ons weet die verhaal eindig met die seun wat kyk hoe almal fees vier. En hy staan net buite. Met daai houding van, ek was dan die hele tyd hier, ek het alles gedoen vir jou, maar jy gee nie vir my al hierdie lekker dinge nie. Dit wys vir ons die gevaar dat ons onsself eintlik kan afsny van God se vreugde. Omdat ons nie saam met hom kan bly wees oor die redding van ander nie. Dit is die waarskuwing wat vir ons hier lê. So julle hoor, hierdie 3
verhale het gegaan oor hoe God soek. En Jesus het nie hierdie vertel vir die fariseërs en die sondaars en die mense wat daar was, sodat hulle nou moet hoor, okay, dis hoe ek nou moet lewe nie, so ek moet nou uitgaan en dit gaan leef nie. Hy vertel hulle om vir hulle te wys wie God is. En dit is wat die fariseërs nie kon verdra nie, want hulle hoor hier's 'n God wat self inisiatief neem, self soek, self dra, self fees vier. Maar dit is wat ons vier by die doop. God kom self die pad na ons toe. Hy wag nie eers dat ons die regte woorde het of die regte stappe vat om by hom uit te kom nie. Hy neem die eerste tree, maar dit beteken nie ek en jy moet niks doen nie. Ons word genooi om te antwoord, ons word genooi om te vertrou, ons word genooi om ons hande oop te maak en ons lewe in die Here se hande te sit. Ons word genooi om saam met die Here te leef in elke dag en alles wat ons is en het. So hierdie verhaal eindig weer eens ook met vreugde. Hierdie verhaal van die verlore seun. Elke verhaal eindig met vreugde, met 'n fees, 'n uitnodiging vir my en vir jou om saam bly te wees. En dit is so opvallend hierdie vreugde, dit is asof Jesus wil hê die lesers hoeveel duisende jaar later moet eintlik hierdie vreugde self voel en hoor in hierdie teks. Want die hemelse emosies oor die verlore een wat terugkom, is hierdie jubel, vreugde, en dit is hoe God oor ons dink. Hy tel nie by mekaar hoeveel hy oor het nie. Hy tel hoe elkeen wat verlore was gevind word. God se vreugde oor een mens wat tuis kom, is groter as wat ons kan begryp. So ek het gesê, ons moet dink aan toe ons 'n sleutel verloor het, 'n beursie, daai angstigheid wat ons beleef, maar ook daai vreugde toe ons dit gekry het. Ek dink, net op 1000 keer groter skaal, so klink die vreugde in die hemel. Baie meer intens. Want hier gaan dit nie oor besittings of oor dinge nie, dit gaan oor mense, oor die kinders van God. So hierdie teksgedeelte los ons nie met die vraag, het jy al verlore gevoel nie. Ek wonder of die vraag nie hier is van hierdie teksgedeelte vandag. Kan jy saam met God bly wees oor elkeen wat gevind word? Kan jy deel in sy vreugde, in die fees wat hy vier? En daarmee wil ek afsluit. Mag ek en jy mense wees wat nie van buite staan en kyk hoe die wêreld fees vier of mense fees vier, maar kan ons iemand wees wat ingaan met oop arms, met oop harte en saam jubel as God sê, ek het gevind wat verlore was. Dit is my hoop. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons is dankbaar dat U 'n God is wat ons kom soek. En ons hoor hierdie vreugde wat U beleef van elke een wat U vind. Dankie dat ons nooit te ver is van U liefde nie. Dankie dat ons weet U arms bly oop. Maar Here, my gebed is dat U ons sal help om fees te vier. Laat ons harte oop wees vir die vreugde van ander wat U terugbring en laat ons nie vasval in oordeel of gemor van ontevredenheid nie, maar vul ons harte eerder met liefde, met blydskap, sodat ons ook almal kan verwelkom, soos U dit doen. Mag ons vandag huis toe gaan met die wete
dat ons deel het aan u fees, dat ons deel is van u fees. En mag ons elke dag van ons lewe deel wees van die vreugde van die hemel. Ek bid dit alles in u groote naam. Amen.